Goeiedag. Hierdie is nou my tweede week wat ek met u praat oor 'n put. Ek het laasweek so ietsie gesê van riviere en fonteine is natuur, dis daar. Maar daar's ook putte. Putte waar die water deur die Here voorsien word, ja. Maar daar's 'n bietjie moeite, daar's 'n bietjie grou. En ook om die water uit die put te kry, moet jy 'n emmer saambring. En jy moet kom met 'n emmer van verwagting, wanneer jy hom sak, dat daar water is vir jou. Maar vandag wil ek vir jou die storie vertel. En ons lees dit in Genesis, daar in die begin van die Bybel was daar al 'n put. In Genesis 4, so van vers 57, 5:7 soos Dowe sê, tot 6:4. En dis die storie waar Abraham, ek wil amper sê sy hoofdienaar, sy hoofslaaf, 'n man met die naam van kom ek gaan hom spel, Elieser, of outaal Elieser, maar ek gaan hom wys, sy naam beteken hulp van God. Hierdie Elieser, hierdie hulp van God, dis ook een van die name van die Heilige Gees. Hoe hierdie Elieser deur Abraham gestuur word om vir Isak 'n vrou te gaan haal. Want Abraham se standaard is hoog. Hierdie land waar hy bly, hierdie vrouens, hulle dien nie die Here nie, hulle het baie afgode. Hy soek nie een van hulle vrouens vir sy seun nie. Hy soek een, ek wil amper sê van sy soort. En nou hy stuur hierdie Elieser. Dis baie interessant, want hierdie Elieser, as ons lees Genesis, ek het net gesê Genesis 4, dis Genesis 24. Maar vroeër, in Genesis 15, lees ons hoe Abraham met God praat. Hy sê, Here, ek het niemand wat gaan erf by my. Ek het baie, u het my geseën, ek is 'n ryk man, maar erf wie? Niemand. Ek sal maar my goed moet gee vir hierdie Elieser, hierdie man van Damaskus. Dit beteken hy kom van Sirië. Hy is nie 'n Jood nie. Ek sal maar vir hom gee. En dan kort daarna praat die Here met hom oor die beloofde seun, Isak. Nou as ek was Elieser, en ek het gedink, daar's 'n kans dat ek alles erf. Ek sou 'n plan gemaak het met Isak. Hy sou van 'n kameel afgeval het of iets. Want Elieser kan tog jaloers wees op Isak, want Isak gaan nou alles erf, en Elieser, maar sy houding is so mooi, want dis duidelik dat Abraham hom vol vertrou om die regte keuse te maak. En hierdie Elieser, hy kom by die land waar Abraham se familie soort mense woon, en hy kom daar en hy sien, daar kom die jong meisies na die put. En daar's enetjie, die Bybel sê sy was vreeslik mooi. Rebekka. En hierdie Elieser, hy bid, hy sê, Here, as dit is sy, laat haar vir my water gee, plus dat sy self sê, maar hier is vir die diere ook. En presies so gebeur. Hierdie Elieser besig om te bid, hierdie meisie sê, meneer, hier is vir jou water, ook vir jou manne en jou diere saam met jou. En die Elieser weet, dis sy. Maar sien jy dat hierdie Rebekka is by 'n put, dis by 'n plek waar mense by mekaar kom. Luister mooi, wanneer ons 'n probleem het, wanneer jy 'n saak het, ek het 'n vriendin daar in George, wat dit so mooi sê, wanneer ek 'n moeilikheid het,
Ek dit nie oplos persoon in isolasie, nee. Ons hanteer ons probleme saam. Nie in isolasie nie, maar saam. Dis mooi, as 'n huis, 'n familie, 'n gemeente saam praat oor probleme en saam soek oplossings en saam moeite doen, kom daar 'n wonderwerk. Ek het so 3 weke terug vertel oor die Gloria gemeente, wat 'n waterprobleem gehad het. Maar die gemeente het saamgewerk en saam gepraat. Hierdie meisies by die put, hulle kom saam, hulle praat baie en hulle kuier saam, maar hulle elkeen kom met emmer. En hulle doen moeite om water te skep. Dis die soort vrou wat 'n man moet trou. Dis die soort meisie wat jy soek. Een wat saam met ander die probleem oplos. En so gebeur dat hierdie Eliezer raak sien vir Rebekka en sy word later die bruid van Isak, die beloofde seun. Ag man, kyk volgende week weer. Dan praat ons verder oor hierdie storie van Eliezer en Rebekka wat mekaar by die put ontmoet het. Sien jou volgende week.